Julle reg vir die woord vanoggend? Okay, so drietjies. Sal daai drietjies hier voorkom sit asseblief. Is jy reg om te ontvang? As jy nie oop is nie, gaan niks gebeur nie. So mag jy jou hart oopmaak. Ek wil vir jou vra, en ek het dit regtig onder die leiding van die Heilige Gees met die ouens, in hierdie oomblik wil ek jou vra om jou eie gedagtes gevange te neem. Die Bybel sê ons kan dit doen. Dis verskriklik hoe jy in die diens kan sit en hoe jou gedagtes kan dwaal. En kan bekommernis oor môre, en môre is 'n deadlines en ag nee, klomp goed. Môre sorg vir homself, sê die Bybel. Is dit reg? Jy's nou hier, jy's in hierdie oomblik en ek bid dat jy sal aandag gee want ek glo die Here wil deur my iets vir jou sê volgende. So is jy reg. Is jy gereed? Dan beter. Smaak vir jou langs jou. Ag kom nou man. Smaak net. Skriflesing vir die oggend. Pragtige versie. Jesaja 40 vers 25 sê die volgende. By wie sal julle my dan vergelyk? By wie? Dat ek net so kan wees, sê die Here. By wie sal julle my dan vergelyk? Dat ek net so kan wees, sê die Here. Lied wat ons gesing het vanoggend sê, onvergelykbare God. Hoe groot is hy? Is die batterypak, soos ek? Is dit ingeplak? Klik op die ego. Kan ons aangaan? Goed, ek gaan aan. As ek 'n probleem is, sê maar dit. Ouens, God is onvergelykbaar. Heilig, heilig, heilig is hy. Meeste geleerdes stem saam dat die Hebreëse woord vir heilig of heiligheid, die betekenis daarvan is, dit dui op afsondering, dit dui op afskeiding. Dis die begrip van heilig. Dis 'n afsondering, is 'n afskeiding. Levitikus 20 vers 26 sê die volgende: en julle moet vir my heilig wees. Dis God wat met sy volk praat. Want ek, die Here, is heilig. En ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Daar kom die begrip in van afgesonder. So God kom en hy kom na die aarde toe en hy kies vir hom 'n volk uit. Hy sê, julle is my volk. Ek is 'n heilige God. Julle moet vir my heilig wees. Julle moet anders lyk en optree en dink en doen as al die ander nasies. Ek sonder julle af. Julle is 'n heilige volk. Was God se plan gewees, sodat die ander nasies kan sien na Israel en hulle kan sien hoe God hulle seën. En dit 'n getuie kan wees dat daar een ware God is. Ons ken daai gedeelte. In die Ou Testament, ouens, julle ken die geskiedenis as jy nou lekker Bybelstudie doen, kledingstukke, instrumente, toebehore, plekke, dae en selfs verskillende feeste was heilig en dit was afgesonder vir die Here, vir sy gebruik. En daar's 'n klompie verse, jy kan dit maar gaan doen. Hulle het daar afgesonder, wat gesê, hierdie is 'n heilige fees, hierdie is 'n heilige kledingstuk. En God was heilig op dit gewees in die Ou Testament. Ek en jy het reeds gepraat, as jy nou vir die eerste keer hier is, ons praat, dis vanoggend die 3de Sondag, wat ons praat oor die heiligheid van God. So ons het so 2 weke begin en ek het met jou hierdie tema gedeel, en ons het reeds gepraat oor die tema dat God se heiligheid vereis 'n reaksie. God se heiligheid wil sê dwing 'n reaksie af. So dit lekker daaroor gepraat, vang dit op die YouTube en kyk gerus daarna. 'n Tweede boodskap verlede week het ek vir jou gesê, ons kan nie die genade van God minag nie. Ons kan nie God se genade vat as 'n lisensie om te sondig nie. En ons het gesê daar's leefstellings daar buite wat sê nee, genade bedek alles. Eintlik sover jy hoef nie eens jou sonde te bely nie. Die Here weet dit reeds. Ouers, dis onskriftuurlik. Dit was die 2 boodskappe wat ons reeds gebring het. Vanoggend wil ek ietsie sê verder oor God se heiligheid. En dan wil ek afsluit met 'n bemoediging en 'n aanmoediging vir jou en vir my. As ons kyk na die heiligheid van God, ouens, dan het ek reeds vir jou gesê, die heiligheid van God dui op sy afsondering. Die heiligheid van God praat dat God oorskry die grense van alle menslike ervaring en begrip.
God se heiligheid is eintlik bo jou en my begrip. Ons het 'n idee wat ons vorm, ons weet, hy's 'n heilige God, en ons sing die liedjies. Maar werklik, ouens, ek dink God se heiligheid is ver bo ons menslike ervaring en begrip. Sy verhewenheid, hy's hoog verhewe, bo die skepping. Hy is gans anders. Dis ook wat dit beteken. Hy's totaal anders. Hy's in 'n klas van sy eie, as ons dit so op ons terme kan uitdruk. God is in 'n klas van sy eie. Hy's volkome uniek. Hy leef buite die sfeer van menslike gewone en begryplike. Hy's verhewe, hy's onpylbaar. God is volkome in homself. Hy's van niemand afhanklik nie. Hy's ver bo alles, ewig, oneindige heerlikheid en majesteit. Ons sing dit, die weelde van die troon. Geklee in majesteit. God is, sê dit saam met my, heilig, heilig, heilig. En terwyl ek het nou net gesê dat God heilig is en hoog verhewe, wie wat is die wonder van hierdie God wie ek en jy aanbid? Kom ek lees dit vir jou. Luister na hierdie wonderlike belofte. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Praat van God. God maak hierdie verklaring. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek. So ek is hoog verhewe, maar ek woon ook by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, om te laat herlewe die hart van die verbryseldes. En jy moes nou amen gesê het op hierdie plek. Wat sê hierdie skrif? Hierdie hoog verhewe God woon ook in jou en in my. Kom aan gemeente. Kan ons dit werklik verstaan? Hy's gans anders, hy's totaal anders, hy's uniek, van niemand afhanklik nie, buite tyd, hoog verhewe en tog woon hy in my en hy woon in jou. Ja, hoe moet jy opgewonde maak? Jy sien, God het die inisiatief geneem. Ek en jy sou nooit by God uitkom nie. Maar hy het die inisiatief geneem. Seun sal vir julle gebore word. Immanuel, God met ons. Here is vir ons goed. Dis nie hierdie afstand nie. Hy het naby gekom. En God verlang 'n persoonlike, intieme verhouding met jou en met my. God wil met jou 'n intieme verhouding hê. Die Here is die som totaal van alle morele skoonheid. Hy is volmaak in karakter, sy motiewe en gesindhede, woorde en dade, hy is volmaak. Hy is volmaak in wat hy doen en hy is volmaak in wat hy nie doen nie. Hy is dus van ewigheid tot ewigheid volkome en absoluut afgeskei van sonde. God is lig en in hom is daar geen duisternis. Ons kan dit nie sê van die mense nie. Ons kan nie sê van politieke leiers nie. Ons kan dit nie sê van kerkleiers nie. Jy sien hoe mense val in sonde. Dis hartseer. Gemeente, kan ek vir jou reguit sê, moet nooit jou geloof en jou vertroue, hoor my nou reg, moet nooit jou geloof bou op wie ek is. Moenie jou geloof bou op 'n charismatiese karakter en 'n pastoor en agter so 'n persoon. Jou hele lewe wend om daai persoon. Jy wil hom beïndruk. Wat gebeur? Wat gebeur as hy val? Wat gebeur as ek sou val? Die Bybel sê jy wat meer dat jy staan, oppas dat jy nie val nie. Maar God, jy moet vir my bid. Jy moet my vertrou en ek moet jou vertroue wen. Maar jy bou nie jou geloof rondom 'n kerk of 'n instansie of 'n persoon nie. Hoor julle? Dis God.
Dis sy heiligheid. Dis hoekom sy nie sonde voor hom kan verdra nie. So dis die stukkie oor heiligheid, terwyl ons die hele tema het van die heiligheid van God. Ons het gesê die heiligheid van God moet dan die reaksie uitlok. Ons het verlede Sondag met mekaar gesê, die afgelope 2 kere gesê, daai reaksie wat God se heiligheid moet uitlok, is dat ons onsself voor hom sal verneder, verootmoedig, 'n volle oorgawe. Here, U is heilig. En U sê ek moet heilig wees want U is heilig. Here, wat beteken dit? Dit beteken gehoorsaamheid. Ek moet gehoorsaam wees aan U opdragte, aan U wil vir my lewe. Ek val voor U neer. Dis al die aksie wat daar behoort te wees en kan wees op die heiligheid van God. Kom ons gaan na die tweede gedeelte van die boodskap. As jy onthou, ons het gelees uit die boek Judas. Ons het 'n paar verse begin lees uit die boek van Judas. Net so voor Openbaring, tweede laaste boek in die Bybel. En ek wil aangaan in die tweede gedeelte, wil ek aangaan met die boek van Judas, en 'n paar verse vir jou uitlig. Onthou julle, Judas wou skryf, die motief, hy sê vir sy lesers, hy sê, ek wou aan julle skryf, bitter graag, en ek wil met julle praat oor ons gemeenskaplike saligheid. Dit was die motief van sy brief, hy sê dit aan die begin. Hy sê, maar ek wou daaroor skryf, maar nou voel ek gedwing om oor iets anders te skryf. En hierdie iets anders is 'n waarskuwing aan die kerk van daardie dag. Kom ek lees dit vir jou, lees dit saam met my. Judas hier vanaf vers 3. Hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, ek wil daaroor skryf, het ek dit noodsaaklik gevind, hy is gelei deur die Heilige Gees, om julle deur my skrywe, deur hierdie brief, hier is nou my nuwe motief, ek skryf aan julle om julle te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ek gaan nou hieroor skryf. Wou oor iets anders skryf, nou lei die Gees my, ek wil hieroor skryf. En dan weet ons waar hy die volk gewaarsku het, op die kerk van daardie dag, dit was die vorige boodskap, ek gaan dit nie herhaal nie, waar hy vir hulle gesê het, daar het valse leraars, ingesluit, ongesiens, wat 'n valse lering verkondig. En die valse lering was, omdat God so genadig is gehoorsaamheid en heiligmaking opsioneel. Jy hoef niks te doen nie, God het alles gedoen. En hulle dit gebruik, hulle het God se genade gebruik as 'n lisensie om te sondig. En Judas verander sy hele motief en hy skryf, en hierdie boek word in die Bybel opgeneem vir jou en my, wat steeds dien as 'n waarskuwing tot vandag. Ons het dit hanteer. Nou wil ek verder gaan. Lees saam met my vers 20. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Hoor jy? Jy moet jouself opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar. Bou jouself op, bid in die Gees, bewaar jouself in die liefde van God. Nou gaan hy verder. Terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. So terwyl jy wag op die koms van die Here, moet jy jouself opbou, jy moet in die Gees bid en jy moet jouself in die liefde van God hou. Verstaan jy onmiddellik daar se verantwoordelikheid? Goed. Vers 22. Nou praat hy van jy wat die evangelie het, wie Jesus ken. Jou verdere verantwoordelikheid is om ander mense van Jesus te vertel. Hy sê, en aan sommige wat twyfel, en ander woorde die mense wat twyfel aan die Here, moet julle barmhartigheid bewys. Julle moet sag werk met mense. Nou vers 23. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle in die vuur te ruk. En ook die kleed met julle hart wat deur sonde bevlek is. So hy praat van, jy moet jouself opbou, jy moet in die Gees bid, jy moet in die liefde van die Here bly. Dan moet jy ander mense bemoedig en hulle vertel van die Here. Party mense moet jy begelei, jy moet sag werk met so 'n persoon. Dan is daar mense
wie jy sommer reguit die vrees van die Here, wil ek sê, op daai persoon bring. En nie doekies omdraai nie, om daai persoon letterlik in die vuur uit te ruk. Jy sê, jy is besig met verkeerde goed. Stop het. Dis wat hier staan. Verstaan julle dit ook so? Ons praat daaroor. Ouens, dis maklik om vir die Here al weg te dryf. Die een dag is mense aan die brand vir die Here, vuur en vlam. Die volgende dag word hulle oorweldig deur die druk van hierdie wêreld. Hulle word oorweldig deur hulle werk, sosiale media en selfs vriende. Jy sien dit ongelukkig. Die persoon is daar, is aan die brand van die Here, vir die Here. Dan begin jy hom nie meer sien met die diens, die tweede diens, derde diens, vierde diens. Dan jy weer aan moeilikheid al by die tweede diens. En as jy weer agterkom, maar hoor jy nie. Persoon het weggedryf. Die Here het geweet dat ek en jy as sy kinders, dit sal vir ons 'n werklike stryd wees in hierdie lewe, of eintlik in elke era van die lewe. Sou die kinders van die Here, sou dit moeilik wees om staande te bly. Want dit vat mannemoed. Dit gebeur nie net nie, nee? Jy en ek weet dit. En God kom deur sy Gees en hy verander Judas se gedagte. En deur Judas se brief skryf die Here aan jou en aan my. En hy sê, gemeente, Houtkruis, Norkee, bou julle self op in julle allerheiligste geloof. Bly in die Gees, bly in my liefde. Staan vas. Dis 'n bemoediging, hoor jy dit? Nêrens in die Bybel lees jy, sit terug en hoop vir die beste. Dit staan nie daar. Jy kry party ouens. Jong, hulle sit terug en hoop vir die beste. Jongens, sal maar kyk, dalk maak ek dit eendag, ons kyk maar. Waarom is jy besig om te dobbel met jou ewigheid? As jy kind van God is, weet jy, jy's gered. Die Gees getuig saam met jou gees dat jy kind van die Here is. Jy weet dat jy hemel toe gaan. Jy kan nie wonder nie. Nee, ons wag maar en kyk. Hoor die woord van die Here vanmôre. Hier vind ons 'n aanmoediging. Judas sê, stry vir die geloof, wat eens en vir altyd aan julle verkondig is. Stry vir julle geloof. So God se heiligheid, want hy is 'n heilige God. En hy sê vir hierdie mense, hy is 'n heilige God, 'n genadige God. Wees versigtig vir hierdie valse lering. Moenie wegdwaal nie. En God se heiligheid plaas op jou en op my 'n goddelike verantwoordelikheid. Judas se eerste bevel aan sy lesers en aan ons, stry vir die geloof. Ouens, kan ons Afrikaans praat? Wat beteken stry vir die geloof? Om te stry beteken om te beklei, om te worstel, om aktief iets kosbaars te bewaar. Dis 'n aktiewe aksie, nie passief nie. Deur al die eeue heen, van lees jy geskiedenis, kry jy kampvegters, mense wat vir een of ander saak gestaan het. Party mense het hulle lewe vir 'n saak gegee. Mense kan passievol raak oor verskillende goed. Praat dan met iemand wat sy stokperdjie geniet of wat ook al. Raak passievol daaroor. Mense sal hulle hele lewe by aan 'n saak. Hulle sal kampvegters wees vir vroueregte of menseregte of wat ook al, of diereregte, julle ken dit. So deur die eeue heen staan mense vir 'n saak. Dit verg moeite, verg opoffering, verg durf, moed. Ek en jy het 'n skat ontvang. Wat is daar in die skat? Die redding en die verlossing in Jesus Christus. Ek en jy het 'n skat ontvang, waarvoor ons moet stry, waarvoor ons moet nie beklei met te bekom nie, ons het dit. Maar julle verstaan die konteks. Ons moet dit bewaar met alles in ons lewe. Hierdie skat wat ons het. My redding is my kosbaar. Ek sal dit nie verloor nie.
van alle gelowe is die Christelike geloof die een wat die meeste onderdruk is. Van alle gelowe in die wêreld, Christendom. Wonder hoekom? Want Satan haat alles aangaande God. En hy sal mense gebruik. Maar die aanvalle op jou en my geloof kom in alle vorme. Dit kom. Dit kom in valse leefstellings. Kan ek vir jou sê, gemeente, asseblief, hoor my hart. Ek praat met jou. Ek het nie al die antwoorde nie. Probeer my nie slim hou nie. Maar ek wil vir jou sê, wees versigtig vir alles wat jy op die sosiale media kyk. YouTube en TikTok en almal net 'n opinie, man. En nie almal is suiwer skrif nie. Jy moet kan onderskei. Maar wees versigtig. Hoeveel keer in ons eie gemeente het ons mense gehad, jong mense, wat ewe skielik te veel kyk na een of ander rigting, 'n valse leefstelling. En waaragtig, as jy hulle kan kry, dan is hulle agteraan. En dan stap hulle in daai rigting. Wees versigtig. Ek wil eintlik vir sê, los die goed. Gaan na jou Bybel toe. Daar's ook wonderlike materiaal waar wel is. En jy moet weet, waarna mag jy kyk en waarna mag jy nie kyk nie. Ek sê dit vir jou. Valse leerstellings. Aanvalle kom meer kompromie. Ag, dis nie so erg nie. Ons het nou maar almal ons ou foutjie, man. Die Here verstaan. Sy genade is groot. Sy kompromie. Don't do it. Verskeie agendas. Nuwe openbaringe. Ja, ouens, elke ou het 'n nuwe openbaring. Die Bybel sê daar's niks niets nie. Alles wat God vir ons wou gesê het hy klaar gesê. Jy kan 'n dieper liefde aan die Here groei, maar daar's geen nuwe openbaring nie, man. Dis reeds in God se woord. Wees versigtig vir dit. So jou geloof kan beproef word deur jou familie, groepsdruk, by die skool. Jou geloof kan beproef word. Die Heilige Gees het nou met jou en my gepraat oor ons denke. Jy kan so negatief dink dat jy glo God is nie meer in staat nie. Dat jy ophou bid. Ag, wat help dit ek bid van die Here antwoord nie. So kom ek los dit eerder. Dis presies wat die Bybel wil hê. Kan ons mekaar sê en weet jy dit dat ek en jy is daagliks in 'n stryd gewikkeld. Weet jy dit? Jy moet elke dag kies. Ja Here, nee Satan. Ja Here, nee duiwel. Ja Here, nee sonde. Elke dag. Elke dag. Want die vyand wil nie ophou nie. En hy sal aanval, en hy sal aanval, en hy sal aanval om jou geloof weg te kalwe. Dis wat waaroor hierdie boek gaan. Ons word opgeroep om paraat te wees, ouens. Ons wapens is nie vleeslik nie. Kan ek vir jou eerlik sê, as jy nog sukkel, elke dag sukkel, om jou oorwinning te kry oor jou eie begeerlikhede, en jy oor die klein dingetjies struikel, so maklik ingee, wil ek vir jou vra, hoe gaan jy effektief wees daar buite? Jy moet op 'n plek kom waar jy kan groei, volwasse raak, om te sê, nee, wyk Satan. Wat sê die woord van die Here? Weerstaan die duiwel, en hy sal vir jou wegvlug. Ek dink ek 'n grappie en moet ek dalk nie hier vertel nie. Die prediker, nou gaan julle wonder waar dit gaan. Okay. Die prediker preek, ernstig. En hy preek oor hierdie skrif van weerstaan die duiwel en hy sal vir jou wegvlug. Hy sê, en nou demonstreer hy dit, wat beteken weerstaan? Beteken jy moet hom wegjaag. En hy probeer 'n illustrasie gebruik om te sê, as jy 'n hond wil wegjaag, weet, dan sê jy, ag so, kom dan. Hy sê, jy sê vir 'n hond, voetsak! Hy sê, jy sê vir 'n hond, voetsak sê, dan moet jy net so breinsteep sien trek. As dit 'n breinhond is, as dit 'n fothond is. Dit was nou 'n stukkie. Kyk. Weerstaan die duiwel. Wat beteken dit? Ouens, jy sê vir hom, wyk Satan. En dan sê jy dit 1000 keer op 'n dag, dan sê jy dit 1000 keer. Jy moet stry vir jou eie geloof. Jy moet jou eie geloof opbou. Kan ek vir jou sê? Daar's party mense, hulle verwag die pastoor moet hulle in die hemel inkry. Regtig? Ons pot baie keer al daar sê ons, die mense wil regtig hê jy moet hulle soos op 'n kruiwagen, met 'n kruiwagen
hemel te stoot, en dan wraggies net voor hulle by hemel gaan, dan spring hulle af en dan hol hulle terug. Dit voel baie keer so. Ek vra dit ondervinding, ek kom uit 'n pastorie uit. My pa was hoe lank in die bediening. Ek het gesien in 'n vorige gemeente hoe daar 'n persoon is wat my pa kwaadlik neem omdat sy kinders nie die Here dien nie. Want die pastoor moet hulle red. Maar die probleem is, hy is 'n tiran by die huis. Wat hulle dreig en mishandel, maar dan moet die pastoor hulle red. Jou redding hang nie van my af nie. Ek kan vir jou preek en jou aanmoedig. Maar jy moet dit vat en jy moet dit doen. Stry vir jou geloof. Kan ek nou 'n amen kry? Of vir iets of 'n hand as jy nog hier. Ouens, nou preek ek lekker. Ons gaan die 4de raad en 5de raad en dan moet ek om land. Is julle nog reg? Kan ek nog so 'n stukkie aangaan? As jy net 'n dringendheid in my gees. Hoor my hart, julle ken my lank. Wys die vinger nie, maar ek moet met jou praat en die gees op my hart afdruk. Hoe stry ons in die goeie stryd, ouens? Nommer 1, jy moet God se woord ken. Sodat jy foute kan herken. Jy moet jou Bybel ken. Jy moet weet wat daar staan rondom sekere sake. Dis hoekom ons Bybelstudie het en jy kan vra en so meer. En jy moet jou Bybel ken dat jy foute kan herken. Jou geloof moet autentiek wees. Jou lewe daar buite moet reg wees in 'n wêreld wat God bespot. By jou werksituasie moet jy autentiek Christen wees. Jy staan vir wat jy staan, al sê die hele kantoor wat van jou. Ons druk nie die Bybel in mense se keel af nie. Maar jy moet staan vir wat die waarheid is. En jou lewe moet dit getuig. Dit help nie ons sê een ding en ons doen iets anders nie. Jy moet jouself opbou en in die liefde van die Here bly. Judas, hier van vers 18, hy sê, in die laaste dae sal daar spotters wees, wat hulle eie goddelose begeertes volg. Julle weet dit. Ouens, die laaste dae kom nie nog nie. Ons is in die laaste dae. Jy moet begrip reg verstaan. Maar daar sal spotters wees wat hulle eie goddelose begeertes volg. Gaan kyk daar buite. So, hoe bly ek staande? Hoe bly ek in die liefde van die Here? Al hierdie brief gee die antwoord. Hy sê, bou jouself op in jou allerheiligste geloof. Bou jouself op, is 'n aktiewe proses. Ek groei. Hoe groei ek? Ek groei deur my woord. Ek groei deur gebed, deur tyd met God, deur die skrif, deur gemeenskap met gelowiges. Dis hoekom jy aan 'n gemeente behoort. En aan 'n klein groepie behoort. En 'n one-to-one groepie behoort, en 'n connect groepie behoort, en Christen vriende om jou het. Jy moet aktief groei. Daar's mense wat kursusse bywoon en dis wonderlik, doen dit. Maar jy moet aktief stry vir die evangelie. Bly in die liefde van God. Wat beteken dit? Moenie op jou eie krag steun nie. Hardloop net na die Here toe. Met alles. Bly in hom. Stap daagliks met die Here 'n pad. En die Heilige Gees. Ons praat baie daaroor in die oggende wanneer jy bid sê, o Heilige Gees, lei my. Be my vision, be my guide, be my path. Lei my Heilige Gees in hierdie dag wat voor lê. Jy praat met die Heilige Gees, jy het 'n verhouding met hom. En dan sê hy, wag vir die genade van God. Hy sê, kyk uit na daardie dag. Het jy nog 'n verwagting dat Jesus gaan kom? Oh, paar hier kan, hierdie blok is stoepstil. Gaan hulle agterbly, gaan hulle saam. Het jy 'n verwagting dat Jesus Christus terugkom? As hy ons kom haal, voor die tyd, dan is ons by hom. As ons lewe totdat dit gebeur, dan is ons by hom. Maar Jesus kom weer, ons weet dit. En ek en jy leef met daardie verwagting, en ek sê dit, as jy 'n ewigheidsverwagting het, gaan jy makliker deur hierdie lewe kom. As jy 'n hoop het, Christus, die volëinder van my geloof. Die Bybel sê, Jesus het die heerlikheid wat hom voorgehou is, deur sy oog op dit te hê, dat die kruis verdra. Leef met 'n verwagting in jou hart, dat Jesus welkom. En kom sal hy kom. So dis hoe jy dit doen, jy's besig met die Here. Om jou aktief
of jou geloof moet jy aktief bevorder. Dit beteken dissipline. Dissipline. Leer die ou sonneskoolkoortjie, sing dit saam met my. Lees jou Bybel elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Wil jy koortjie? Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, jy sal krimp. Al onthou jy net dit van die boodskap. 'n Ou sonneskoolliedjie. Lees jou Bybel, bid elke dag. Die woord is jou kos. Jy moet kos kry, geestelike kos. Here sê jy sal nie van brood alleen lewe nie. Jy sien nie net mens nie, jy sien net vlees nie, jy is vesel. Hier is kos nodig, maar hier is ook kos nodig. Kom ek sluit af. Derde ding. Stryd vir die geloof. Jy moet die geloof bevorder. Al die dinge wat ons gesê het, jy moet jou gedagtes kry in die woord. Jy moet jou opbou, jy moet in die liefde van die Here bly. Jy moet aktief jouself besig hou met die dinge van die Here. En dan nog 'n manier hoe jy staande bly is hierdie. Wees 'n disipelmaker vir Jesus Christus. Kom ek lees dit vir jou, vers 22. En dan sommige wat twyfel, moet jy barmhartigheid bewys. Ons het gesê, daar's hulle wie jy mooi begelei en mooi praat. Vers 23 sê, party mense moet jy letterlik in die vuur uitdruk. Nou ouens, hier is die probleem, ons moet dit reg verstaan. Ek en jy wil baie keer iemand agter sy nek vat en sê, wil jy nie die Here dien nie? Dis nie jou werk om dit te doen. Die Heilige Gees alleen sal 'n persoon oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Maar daar kom kere dat jy hard met iemand moet optree. Iemand wat van beter weet en sê nou maar speletjies speel. Om so 'n persoon tot orde te roep en sê, my broer, my suster, ek is lief vir jou, maar hoor my vandag, ek moet met jou praat. En dis waar ons so bietjie nie die ding reg verstaan nie, want ons dink geloof is my saak, dis 'n individu, nee, dis 'n gemeenskaplike ding, dis hoe hier 'n gemeente is. Ek moet jou tot verantwoording hou, jy moet my tot verantwoording hou. Hoor jy? Maar jy doen dit met liefde. Want party moet jy letterlik uit die vuur uitruk. Hulle verstaan nie aan die taal nie. Stem jy saam? Geestelike lewe gaan nie net oor jouself nie. Dit gaan ook om die heiligheid van God met ander te deel. Sommige sal jy sagkens aanmoedig, ander mense sal jy moet dapper wees en dit ding reg doen as die Heilige Gees jou lei. Weet julle daai ene? Kan ek jou hand sien? Ouens, dit verg onderskeiding. Jy moet so pad met die Heilige Gees stap dat jy moet weet wanneer moet jy saggies praat en wanneer moet jy hard praat as jy moet skoon is. Die Heilige Gees moet jou lei. Jy moet mense lief hê. Alle mense lief hê. Sonder om die waarheid, kompromie met die waarheid aan te gaan. Ek kan nou nie met jou saamstem nie, maar ek het jou nog steeds lief. Maar omdat ek jou lief het, gaan ek jou die waarheid gee. Kijk, jy het daai ding. Die mense moet jy konfronteer, want hulle is op 'n vernietigende pad. En jy sien dit. Kom ons sluit af met Judas se brief. Ons word opgeroep om aktief vir God te leef. Ons word opgeroep, jy en ek, om jou eie geloof, nie vir die pastoor wag nie, nie vir die sellery wag nie, jy moet dit self doen. Jy moet jou eie geloof, moet jy opbou. Jy moet God se saak lief hê. Jy moet jouself in die woord kry. Daar's dissiplines rondom gebed. As gemeenskap saam met die Heilige Gees. Jy's aktief. Jy luister, jy leer. Jy woon 'n kursus by. Jy's daar, jy's betrokke. Jy is aktief. Sal jy met my? Dan moet jy ook bereid wees om die evangelie van Jesus te gaan deel met ander mense daar buite. Kan ek vir jou 3 vrae vra wat ek wil jy moet saamvat huis toe? Eie hart ondersoek. Vraag is ek aktief besig om die geloof, vir my geloof te stry? Is ek aktief besig? Of is ek passief? Ja, sommer, skamma. Sal seker uitkom. Vraag is jy aktief?
besig om jou geloof op te bou, of is jy passief? Bou jy jouself op in jou allerheiligste geloof? Is jou geestelike dissiplines in plek? Bly jy in die liefde van die Here, by die waarheid? Laaste vraag, wys ons genade aan hulle wat God nog nie ken nie. Is ons aktief besig? Sê Here, wie kan ek na U toe lei? Ons praat sommer 'n woord wat ons gemaak het, wie kan ek disippeleer? Aan wie kan ek 'n disipel maak? Here, gee vir my mense wat my kan volg, ek hulle kan begelei op hierdie pad na U toe. Dis die vraag van môre, gemeente. Dis die boodskap aan jou en aan my. Bou jouself op. Bly in God se liefde. Bid in die Gees. Getuig. Daai dinge gaan jou en my staande bly. Hê 'n verwagting dat Jesus gaan terugkom. Daai goed gaan maak dat ons staande bly totdat Jesus kom.